Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die gemsbok is sekerlik alom bekend in ons land en ons weet dat dit nou meer in die droër dele en die woestynagtige dele voorkom ook. En 'n gemsbok bereik 'n hoogte van omtrent 138 centimeter en dan 'n gewig tussen 200 en 250 kilogram. Natuurlik sal die bulle swaarder as wat die koeie weeg dan. En ons weet dat hulle ook hulle horings gebruik, nie net om hulle te verdedig teen roofdiere nie, maar ook wanneer hulle saam teen mekaar beklei, veg teen mekaar. Verder kan hulle vir baie lank onder water gaan as hulle genoeg van die wortels en van die ander plante kan inneem om dan ook daardeur vog so te verkry dan. So wil ons dan vanoggend ook met u deel, liewe vriende, oor ons elkeen se verantwoordelikheid. En daar in Jakobus 1 is daar so 'n klomp teksverse na mekaar wat ons verantwoordelikheid teenoor mekaar verduidelik. Jakobus 1 vers 19 sê: "So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word." So hier in Jakobus word elkeen se verantwoordelikheid nogal baie mooi uitgelig. Wyse woorde sekerlik en tot groot seën wanneer ons dit sal onderhou, om daarvolgens dan ook so te leef dan. Jy weet, wanneer ons gou is om te hoor, om eerder te verstaan en te begryp wat iemand sê voor ons reageer, sal ons baie wys wees. Wanneer ons bietjie stadiger sal wees om sommer net allerhande dinge te sê, en stadig om kwaad te word, liewe vriende, sal ons baie wys wees en ons sal sien dat dit groter en beter vrug afwerk dan ook. Net so word daar dan ook die rede gegee waarom ons hierdie dinge moet doen. En dis in Jakobus 1 vers 20 wat sê: "Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie." En dis die probleem, liewe vriende. Dis nie soseer wat mense oor jou dink oor wat jy sê of nie sê nie, of oor jy te gou praat en te gou kwaad word. Die probleem is dat jy word in onguns voor die Here. Jy bewerk sekerlik dit bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Die Here is nie tevrede met jou optrede nie en daarom behoort dit 'n mens te kwel dat ek nie in die regte verhouding met die Here is nie, dat hierdie sake reggemaak moet word dan ook. Verder gaan hy aan in vers 21 en hy sê die opdrag wat ons het, hy sê daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So hier is twee opdragte in hierdie teks. Vers 1, dat ons afstand sal doen van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Kan 'n mens dink dat die Here ons so beskryf dat hulle wat met die kwaad omgaan, is 'n oorvloed van boosheid wat binne in jou is. Daar is 'n veiligheid en so baie dat die Here sê dis 'n alle veiligheid. Nie daai dingetjies wat ons wil oorsien en wat ons maar dink ag almal doen dit nie. Nee, alles moet afgestaan word. Ons moet 'n heilige lewe voor die Here leef. Dit is sekerlik ons eerste opdrag. Wanneer ons dit doen, dan moet ons ook met sagmoedigheid die ingeplante woord neem. Jy sien, die woord van die Here oortuig ons van sonde. En dis wanneer die woord van die Here na ons toe kom, die lig van God in ons lewe skyn, dat ons sien dat daar sonde is. En nou moet ek nie opstandig word nie. Ek moenie verskoning maak nie. Ek moet met sagmoedigheid hierdie woord van God aanneem en sekerlik weet dat dit van die Here af is. Saam met dit, liewe vriende, gaan die opdrag verder in vers 22. Hy sê: "En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie." So wanneer ek die woord van die Here dan nou met sagmoedigheid aanneem, gaan ek dit ook begin doen. En dis die belangrike deel, om dit te doen. Dit help nie net ek hoor ek moet afstand doen nie. Dit help nie net ek hoor ek moet die woord van die Here aanneem nie. Ek gaan doen, ek gaan handel. En liewe vriende, dit is wat elke mens op hierdie aarde se verantwoordelikheid is. So moenie in opstand teen die Here kom nie. Moenie in vyandskap teen die Here kom nie. Kom in die regte verhouding met die Here. Bly in die regte verhouding met die Here en die Here kan u seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir elkeen vandag, dat elkeen van ons in die regte verhouding met u sal wees, tot eer van die wonderlike naam. Amen.